Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van u vanoggend hier. Groot voorreg om saam te wees en dankie dat julle gekom het om saam te ontmoet, te aanbid, die Here te ontmoet. Mag dit regtig ook vanoggend 'n geseënde oggend hier in NG Onder se vuur wees waar ons met ons sang en musiek en met ons stemme en met ons liggame, hart en siel die Here kom ontmoet. Mag die Here vanoggend verheerlik word deur die manier wat ons saam is. As daar besoekers vanoggend is, julle is baie welkom hier tussen ons. Ek het so 'n paar mense gesien wat ek nie ken nie en baie welkom. Dit is altyd lekker as mense by ons kom kuier en sit groot waardering ook daarvoor. En vriende, soos altyd, baie dankie vir die mooi blomme. Hier is soveel mense wat betrokke is in die eredienste met tegniese goed daar agter en met musiek, met die deure, met die blaadjies, met die koffie na die tyd en vir elkeen sommer vanoggend, elke vrywilliger wil ons net uit ons hart uit sê dankie. Die kerk van Jesus Christus bestaan uit vrywilligers. Ons is maar 'n paar mense in die kerk wat 'n salaris kry. Die res is almal vrywilligers en uit ons hart baie dankie daarvoor. Vriende, ons het weer Bybelskool donderdag. Ons gaan donderdag kyk na Johannes, die apostel van die liefde, die geliefde apostel van die Here. Ons het nou 'n bietjie stil gestaan by Petrus en Andreas en Jakobus en hierdie donderdag kyk ons na Johannes. Ons nooi vir julle almal uit. Dit is 9:00 in die kapel. Dan Piet Smit is by ons op die 24ste Oktober. Ons is baie opgewonde daaroor en die kaartjies is beskikbaar. Arona het ingewillig om vanoggend sy het aangebied om vanoggend na kerk ook terwyl ons koffie drink kaartjies te verkoop. As jy kaartjies wil koop vir Piet Smit, is baie welkom. Dit gaan 'n groot aand wees. Piet is besig met 'n toer deur die Wes-Kaap en ons is deel van hierdie toer. En wat 'n voorreg om hom hier te kan ontvang dan op die 24ste. En dan die wynveiling op die 6de November is ons wynveiling. Vriende, daar's nog tafels beskikbaar as jy bereid is om 'n tafel te vat en mense te kry om by die tafel te sit. Ek het hierdie week 'n tafel gekry. So daar's nog baie plek by my tafel ook. Mense sit nie graag by 'n dominee nie, maar julle is baie welkom. En dan as daar mense is wat nog tafels wil vat en as ek het vroeër jare nooit na wynveiling toe gegaan nie. Ek het nie geweet wat gebeur daar nie. Het my eintlik verskriklik geklink. En dis net 'n heerlike aand van die lekkerste saam ete, lekker kos en dan saam kuier met mekaar. Daar's wyn op die tafel en dan is daar 'n klomp mense met meer geld as ons wat by op die wyn. En ek kan nooit glo wat ouens vir die wyn betaal nie. Maar hulle doen dit om eintlik maar die geld vir die kerk te gee. En dis die wonderlike ding daarvan. Dis nooit vir julle uitkom kuier saam en dis regtig 'n heerlike aand op die 6de November. Vriende, dan sit vir my voorreg om volgende weer hierdie kersie aan te steek. Ons steek dit elke Sondag aan. Stok ou gewoonte, né? Ek dink net as jy in 'n huis gebly het 2000, 3000 jaar terug. Ek kan nie onthou wanneer het Edison die gloeilamp uitgevind nie, maar dink net voor dit, al die lampietjies en alles. En oral waar jy stap is dit pikdonker. En dan is daar iemand wat 'n kersie aansteek. En as hy die kersie aansteek, dan kom maar 'n stuk lig in die huis. En 'n donker plek word so bietjie meer lig. Dis wat kerk is. Kerk beteken in 'n donker wêreld word dit so bietjie meer lig, omdat die lig van God binne in ons is en binne in ons behoort te wees. Kom ons vra sy seën. Here, dankie dat ons volgende hier kan saam wees. Dankie vir die voorreg om hier by mekaar te kom om U te kom aanbid. Here, U is die lig. U self is die lig. U is 'n verblindende lig. U is 'n lig waarin ons nie kan kyk nie, soos die son. U self is nie soos 'n kersie nie, ons is soos kersies. U is soos die son op sy intensste, soos 'n bol vuur. Here, en daarom as ons vanoggend met ons klein kersliggies voor U kom, dan kom kniel ons eintlik maar net in die groot ligkring wat U vir ons gebring het. En Here, ons vra dat U elke stukkie van hierdie erediens vanoggend sal seën en dat elke persoon wat vanoggend hier is, sal aangeraak word deur die lewende God, deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees. Wil U vanoggend ons aanraak. Here, wil U vanoggend hier waar ons saam is, kom raak aan siek mense, aan eensaam mense, aan mense vir wie die dokter gesê het, ons kan niks vir jou siekte doen nie. Wil U vanoggend
vir hulle kom aanraak op watter manier ook al. Wil U by elkeen wees, Here, wat vanoggend in 'n diep gat is en wat nie kans sien vir die pad vorentoe nie. Wil U vanoggend U lig laat skyn, Here, in elke donker selletjie van iemand se lewe, in elke donker put, sodat ons vanoggend die lig kan sien en kan beleef. Here, ons buig voor U en ons bid vir U wonderwerke hier tussen ons en in ons en in elkeen van ons harte. In Jesus se naam. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag julle die Here se vrede in oorvloed ervaar. Vriende, kom ons dien die Here met ons dankoffers en ons sê vir hom dankie dat hy vir ons so sorg. Het is so wonderlik om sit en luister vir die musiek en laat ons dit so kan indrink. Dankie ook Stefan wat vanoggend by ons Servaas wat vanoggend by ons kuier. Servaas is in ons musiekgroep vir soveel jare en hulle kuier vanoggend saam met ons. Ja, Servaas, baie dankie. Servaas hulle toer vir 'n jaar van hulle lewe en dan gaan hulle in George of iewers bly. Soos baie bevoorreg het sy vanoggend deur Onrus ry en 'n bietjie vir 'n tydjie hier by ons vertoef. Dankie vir julle. Ek wil graag vir Ingo Talke vra om hier voor te staan. Net sien, waar is Ingo? Baie welkom hier so Ingo. Vriende, Ingo is 'n gemeentelid van ons. Hulle het so net na ons hier aangekom in die Kaap so 3 jaar gelede en ek het hulle nog besoek as nuwe intrekkers by stadium en nou dacht ons lekker saamgesels weer. En ons het lank gekyk vir iemand wat kan leiding neem by die diensverhoudinge kommissie. En dit beteken dis 'n baie belangrike werk, want dit beteken is om te kyk dat alles tussen die personeel goed gaan. Kontrakte, pligstate, die verhoudinge tussen personeel, as daar aanstellings moet wees, as daar volgende jaar 'n beroepingsproses moet wees, dan is dit die diensverhoudinge kommissie wat dit doen. En ons het vir Ingo beroep as leier van hierdie kommissie. Ek lees vir julle die formulier van die dienstelling van gemeenteleiers. God het van die begin af mense op verskillende maniere by sy werk betrek en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou.
Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels bevestig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Die dienswerk van God in God se koninkryk bereik 'n hoogtepunt in die persoon en die werk van Jesus Christus, van wie ons bely dat hy ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning is. Die Here het ook elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Deur jou verkiesing, Ingo, as leier, gee God aan jou die geleentheid om jou liefde vir hom konkreet uit te leef. In die proses sal jy self verder geestelik groei en ervaar dat God ook jou talente gebruik en versterk. Ons as gemeente beloof aan jou ons respek en samewerking, en ek sê dit ook namens die personeel, ons as personeel beloof aan jou ons respek en samewerking, onderneem om jou in ons gebed aan die Here op te dra, en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in jou lewe gaan waarmaak. Antwoord opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur hierdie gemeente tot hierdie diens roep? Aanvaar jy vandag ook die Ou Testament en die Nuwe Testament as die onfeilbare woord van God en verwerp jy alles wat daarvan afwyk? Beloof jy om hierdie dienswerk, soos wat dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer te vervul? En beloof jy om tot eer van die Here te lewe? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om toe te sien dat jy self ook op die regte pad bly? Wat is hardop jou antwoord? Ingo, baie dankie. Ingo was ook al die jare skoolhoof in Natal gewees. Ek dink as jy na 'n klomp stout kinders kan kyk, adjunkhoof in Natal, en as jy na 'n klomp stout kinders kan kyk, dan kan jy seker na 'n paar stout personeel by 'n kerk kyk. Ingo, maar baie sterkte. Ons is so opgewonde daaroor en ons wil net bid dat die Here vir jou regtig sal seën. Kom ons sluit die oë. Here, ons sal vandag net vir Ingo aan U kom opdra. Dankie dat U in sy hart gewerk het, dat hy ja gesê het op hierdie beroep en dat hy bereid is om vir ons as personeel te lei. Ons vra, Here, dat U vir hom sal seën. Ons vra dat U vir hom sal gebruik. Ons vra dat hy self ook in die proses saam met ons sal groei. En as ons vandag vir hom bid ons vir ons hele kerkraad, ons bid vir al die personeel. Ons vra dat ons almal naby U sal bly en vir U sal leef en mooi saam met mekaar sal werk. Vergewe ons, Here, waar ons oortree. Help ons, Here, om vir mekaar lief te wees en as 'n span U te verheerlik. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir Ingo geluk sê en daarna dan gaan ons vir hom 'n lied sing wat ons sê ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Die tweede vers sê yes, we love you with the love of the Lord. En dan sing ons dit vir hom sommer terwyl ons sit. Ingo, baie geluk. Sien uit daarna. Goed, ek graag vra al die rooi trein maatjies, kom sit julle gou hierso. Hulle gou ietsie vertel. Al die rooi trein maatjies. Kom nader julle.
Ons is min vanoggend, né? Net 'n paartjies, maar ons bly julle is hierso. Lekker dat julle hier is. Ek wil volgens julle net ietsie kleins vertel, né? Julle het nou gesien dat daai oom Ingo het daar voor gestaan en hy het gesê ja, hy sal in die kerk vir die Here kom werk. Weet julle wat is vir my wonderlik? Wat vir my wonderlik is dat die Here het ons nie nodig nie. Die Here kan al hierdie goeders in die kerk kan hy self gedoen het. Om die waarheid te sê in die begin, né, toe skep hy mos twee mense. Wat was daai eerste twee mense se name nou weer? Daai man en vrou? Adam en Eva. Wat jy dieselfde gesê het. Adam en Eva. Hy maak twee mense, Adam en Eva, en hy sê vir hulle, pas julle my aarde op. Hy sê bewerk dit, kyk na dit en alles. Hy kon dit self gedoen het. Hy het nie mense nodig gehad nie. En so was die Here nog altyd. Hy het nie mense nodig nie, maar hy kom en hy sê, ek wil graag mense gebruik. Ek wil vir jou, en vir jou, vir jou, vir elkeen van julle wil ek gebruik. Het julle al daaraan gedink dat die Here kom nooit na ons toe en kom gee vir ons 'n drukkie nie? Die Here, ek is nou 58 jaar. Die Here het nog nooit vir my 'n drukkie gegee nie. Maar wat die Here gedoen het, hy het deur baie ander mense al vir my 'n drukkie gegee. Die Here het nog nooit vir my geld gebring nie. Maar hy het al deur mense, deur hierdie kerk en deur ander mense het hy vir my geld gebring, het hy vir my iets gegee. God werk deur mense. En toe Ingo vanoggend hier voorkom staan het, het hy eintlik hier kom staan en sê, ja Here, hier is ek. U kan my ook gebruik. Ek wil hê u moet deur my werk en ek wil hê u moet met my ook werk. Nou die boodskap vandag is, né, die Here wil elkeen van julle gebruik. Elkeen van julle het 'n plekkie in sy wonderlike koninkryk. Ons gaan 'n liedjie sing en hierdie liedjie sê doodeenvoudig dit. Ek het die bekendste liedjie gekies wat jy kan kies. Saam met oom Carolus gaan ons dit sing. En ons gaan sê ons is nie sommer net hierso nie. Ons is Jesus se soldaatjies. Julle ken mos daai nog, né? Tannie Lucinda is hier by ons. Sy gaan saam beduie. Daar is hy. Kom ons staan. Gemeente staan saam met ons en sing hierdie kinderliedjie en beduie dit saam as julle die moed het. Kom ons bly net so staan en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat u wat nie mense nodig gehad het nie, vir elkeen van ons 'n soldaat vir u maak en dat ons Jesus se soldate kan wees. Jesus se getuies, die mense wat moet gaan vertel van Jesus. En dankie Here dat u vir ons 'n plek gee dat ons hier in die kerk allerlei dinge vir u kan doen. Baie dankie daarvoor. Help ons Here om elke keer as ons dit doen, opgewonde te wees oor dit wat ons doen. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Julle kan na julle klassies toe gaan, hoor. Vriende, ek wil vir julle Psalm 103 lees en as ons hierdie volgende twee liedere as ek dit gelees het en ons gaan staan en net nou sing, dan staan ons vir hierdie twee liedere, daarna gaan ons bly sit. Maar luister Psalm 103, dit is so mooi, vir my self een van die mooiste psalms, ek lees dit vir soveel mense as ek by hulle kuier, Psalm 103. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sondes vergewe, dis hy wat al my siektes genees, dis hy wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon
wat my die goeie in oorvloed laat geniet, wat vir my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Kom ons staan, ons maak die Here groot met 2 liedere. Vriende, omdat ons volgende oor vergifnis praat, gaan ons begin deur gedeeltes te lees uit die wet van die Here. Baie keer sê mense vir ons, hoekom lees julle nie elke Sondag die 10 gebooie nie? Soos toe ons groot geword het. Ek het groot geword in die tyd toe ons elke Sondag die 10 gebooie gelees het. En ek dink wat ons agtergekom het oor die jare is, as jy 'n ding elke week dieselfde doen, nou hoor jy dit nie meer nie. Die tweede ding is dat dit so maklik gebeur dat ons
die 10 gebooie hoor en dat ons dit so afmerk en sê, weet, ek sê nie die tipe ou wat moord pleeg nie en ek sê nie die ou wat egbreek pleeg nie en ek het nie gesteel nie. En baie keer het mense dit gehoor en daarna het hulle eintlik heel goed gevoel oor hulle self. Wat 'n probleem was baie keer is dat ons het gehoor dat jy met die Sabbatdag heilig hou. En dan direk na kerk, daar vroeër jare was die winkels toe, later is dit oop en dan ry ons gou winkels toe om gou 'n bietjie goed te koop om 'n slaaitjie te maak of iets en dan dink ons mos nou net in die kerk gesê, jy mag geen werk doen nie. Sonder om te verduidelik en om te sê, maar die Sabbat geld eintlik nie meer vir ons nie. Ons hou glad nie die Sabbat nie, ons hou die Sondag, heeltemal iets anders. Maar ek dink baie keer het dit baie keer 'n probleem geword. En as ons wil weet wat die 10 gebooie regtig sê, dan moet ons gaan kyk wat sê Jesus in die bergpredikasie. In Eksodus 20 is Moses op die berg en die Here gee vir hom die wet. En net sê dat die Here het nie net vir hom 10 wette gegee nie, daar staan hulle die 10 gebooie in die ark gepak en dan kom daar hoofstukke se wette en verordeninge wat daar staan, dis ook in die verbondsark gepak. En soos hulle gereis het elke keer en die Here het vir hulle nog verordeninge gegee, moes dit ook in die verbondsark kom. Dis nie reg om te sê dat daar was eintlik maar net 10 reëls en die Fariseërs het al hierdie reëls gemaak. Dis nie waar nie. Die hele Ou Testament is vol reëls wat God self gemaak het. En dan kom Jesus en hy wil eintlik wys dat hy iets nuuts kom doen. Eksodus 20 is God op die berg en hy gee die wet. Nou gaan sit Jesus in Matteus 5-7 ook op 'n bergie daar langs die see. En hy doen dieselfde wat sy Vader gedoen het. En ek lees vir julle sommer net so 'n sinnetjie uit elke paragraaf. En hy sê, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dit sy egbreek pleeg. En iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed af lê nie, nie by die hemel nie, want dis die troon van God, nie by die aarde nie, want dis sy rusplek vir sy voete. Laat julle ja, ja wees en laat julle nee, nee wees. As iemand jou op die regterwang slaan, draai vir hom die linkerwang, dat hy op die ander wang ook slaan. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die mense wat julle vervolg. En as julle armes help, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. As jy bid, maak jou deur toe. Bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. En wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Jy moet anders bid. As jy vas, versorg julle hare in julle gesigte sodat niemand kan sien dat jy vas nie, sodat jou Vader wat jy nie kan sien nie, jou Vader wat sien wat verborge is, jou kan beloon. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel nie. Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar diewe nie inbreek en steel nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, wat julle gaan eet of drink of aantrek nie. Is dit nie dinge waaroor die heidene begaan is nie? Moet julle nie oor môre bekommer nie. Moenie oordeel oor ander mense nie, sodat daar nie oor julle geoordeel word nie. Gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd. Gaan julle deur die noupoort in. Pas op vir die valse profete. Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So maklik geneig om te sê, ons moet net glo. Jesus sê nee, elkeen wat die wil doen van my Vader. Dis deel van hierdie geloof wat ons bely. Vriende, as ons hierdie vandag se lees, en ek som dit nou so kort op, dan kan ons dit nie maar net afdek en sê, ek is okay. Jy weet, ek het darm nou nie moord gepleeg nie, ek het darm nie gesteel nie. Dan vat Jesus hierdie 10 gebooie en hy maak dit so persoonlik vir ons elkeen. En hy sê dat as jy dit of dit gedoen het, of as dit in jou lewe is, dan is jy eintlik ook maar verlore. Dis wat hy vir die mense voor hom wou gesê het. Hy wou gesê het, kom na my toe.
Want ek alleen kan hierdie skuldgevoelens wegvat. Ek alleen kan jou skoonmaak sodat jy nie hoef skuldig te voel en sodat jy nie die res van jou lewe in hierdie skuld hoef te leef nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons beweer dat ons nie sonde het nie. En hier staan nie as ons beweer dat ons lank terug nie sonde gehad nie. Hier staan as ons beweer dat ons op die 28 September nie sonde het nie. Bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons op die 28 September ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons hierdie sondes te reinig, te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons sê vandag met 'n lied vir die Here. Ek staan skuldig voor U Heer, voor U my Vader wat regeer, U wat heilig is, U wat groot is, U wat van my nie net vra om oukei te wees nie, maar om heilig te wees. Ek staan skuldig voor die Heer. O Heer, vergewe my. Ons bly so sit as ons dit sing. Vriende, ons almal het groot geword met die lied van Amazing Grace. Is 'n klomp jare gelede is daar 'n film gemaak en op daai stadium is daar 'n stukkie bygeskryf van My chains are gone, I've been set free. Waar dit vandaan kom is John Newton, die slawehandelaar wat op 'n stadium jare gelede tot bekering gekom het en wat gesê het, hoe kan God my ooit vergewe dat ek mense in Afrika opgelaai het in hierdie klein plekkies op hierdie skepe en na ander vaste lande toe gevat het en as slawe gaan verkoop het. Ek het gesinne opgemors, ek het mense opgemors. 'n Aangrypende film, die van julle wat dit gesien het sal weet. En dan het John Newton aan die einde van sy lewe het hy begin blind word en dan sê hy hierdie woorde, dan sê hy, my memory is nearly gone, but I remember two things, that I am a great sinner and that Christ is a great Savior. Vriende, dis vandag die boodskap vir ons. Maak nie saak waar ons in die lewe is nie, that I am a great sinner and that Christ is a great Savior. En dat hy het gesterf om ons skoon te maak en vry te maak. Kom ons sing daarvan en ons sluit af met 2 liedere as ons sê, Jesus rots vir my geslaan en direk daarna Amazing Grace.
Here, die Bybel leer vir ons, as ons met 'n ware berou en opregte geloof ons toevlug neem na U ons verlosser, dan is daar vergifnis van sonde. Ons dankie vir U vergifnis. Dankie dat U vandag weer vir my persoonlik vryspreek van dinge wat ek saamdra. Dankie dat U vir elkeen van ons vandag weer kom sê, jy's vry, jy's skoon, ek het jou nuut gemaak, as jy uit jou hart uit glo dat ek dit vir jou doen. Here, ons vra dat U deur U woord met ons sal praat, ook nou as ons verder praat oor vergifnis, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees 3 baie kort gedeeltes, ons gaan 3 versies lees, gaan na 'n klomp gedeeltes verwys. Die eerste gedeeltjie kom uit Kolossense 3 vers 13. Kolossense 3 vers 13. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Dis jammer die klein kinders is klaar uit. Ek sou tyd wou het altyd so gesukkel om dit vir my kinders te sê. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar. Efesiërs 4 vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons het sover vanoggend stil gestaan by die Here se vergifnis vir ons. Nou kom hierdie vers en sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos julle ook deur Christus vergewe is. En dan Matteus 6 vers 14, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredinge vergewe nie. Harde woorde vanoggend. Kom ons kyk vanoggend na die tema van vergifnis. Ons tema vanoggend is ek vergewe jou. En as daar vanoggend uit hierdie erediens, as dit sou gebeur dat iemand vanoggend hier uitstap en voel, maar ek het die Here se vergifnis van vooraf gekry en ervaar, dan was hierdie erediens deur en deur die moeite werd. As ons uit hierdie kerk sou gaan vanoggend en daar sou iets gebeur in terme van dat iemand wat kwaad was vir iemand, daai iemand sal vergewe, dan was hierdie erediens meer as die moeite werd. Vriende, mag die Here vanoggend ook met ons werk en deur ons werk. Ek vergewe jou. Daar's 'n baie ou Afrikaanse gedig wat J.D. de Tooy geskryf het, Tosius. Hy sê daar het 'n doringboompie dig by die pad gestaan, waar lange osse spanne met sware vragte gaan. En eendag kom daar langs 'n ossewa verby, wat met sy sware wiele dwars oor die boompie ry. Jy het mos doringstruitjie my ander dag gekrap, en daarom het my wiele jou kroontjie plat getrap. Die ossewa verdwyn weer agter 'n heuweltop, en langsaam buig die boompie sy stammetjie weer op. Sy skoonheid was geskonde, sy bassies was geskeur. Op een plek was die stammetjie so amper middeldeur. Maar tog het daardie boompie weer stadig reggekom, want oor sy wonde druppel die salf van eie gom. Ook het die loop van jare die wonde weggewis. Net een plek bly 'n teken wat onuitwisbaar is. Die wonde word gesond weer as jare kom en gaan, maar daardie merk word groter en groei maar aldeur aan. Pragtige gedig. Gedig wat iets vertel van die stryd tussen die boere en die Engelse meer as 'n eeu gelede. Mense kan vandag oor praat, want mense wil vir jouself sê, daai oorlog is hopelik darm nou al verby. Maar in die gedig sien ons klomp emosies oor seer kry, oor wiele wat oor 'n boompie ry, en op die einde is die tema van hierdie gedig is vergewe en vergeet. Vriende, ek wil 'n stelling waag en te sê dat as ons vanoggend in die kerk sou vra, as jy sy hande opsteek, en ons gaan dit natuurlik nie doen nie, dan gaan daar waarskynlik baie mense in hierdie kerkgebou wees wat sal sê dat iewers langs die lewenspad het daar ossewa wiel oor my ook gery. Iewers langs die lewenspad het ek seer gekry soos hierdie boompie. Dit kan 'n pa of 'n ma wees, dit kan vir ouers kan dit 'n kind wees wat daai seer kry gebring het. Dit kan 'n juffrou of 'n meneer wees in die skool wat jou geboelie het of jou uitgehaal het voor almal. Dit kan 'n oom en 'n tannie wees. Dit kan 'n vriend of 'n vriendin wees, kan 'n kollega wees, dit kan 'n baas wees. En ek dink as ons vanoggend begin met is direk sê, watter ossewa wiel het 'n merk op jou lewe gemaak, soos wat Tosius in hierdie gedig skryf. Dat jy sê, dit het langs die pad al heel geword, maar hier sit 'n merk, wat ek saamdra vir soveel jare.
En ek dink die groot les van vanoggend is om vanoggend vir mekaar te sê dat vergifnis is 'n lang en 'n moeilike proses. Dis nie iets wat sommer net gebeur nie. Ek dink in baie gevalle is dit 'n proses wat nie 'n einde het nie, 'n proses wat nie afgehandel word nie, 'n proses waaraan ek vir die res van my lewe besig is met hierdie proses. Max Lucado vertel die verhaal van Kevin Tunnel. Ek het gaan kyk op die internet ook en die verhaal by klomp plekke gekry. Kevin Tunnel het in 1982 het hy 'n ongeluk gehad. Hy het met sy kar gery, het 'n ongeluk gemaak. Op daai stadium was hy 17 jaar oud gewees. Hy was onder die invloed van drank gewees. En in hierdie ongeluk wat hy gemaak het, is 'n meisie dood wat 18 jaar oud was. Kevin is skuldig bevind aan manslag en dronk bestuur. Die meisie se maale het hom gedagvaar vir $1,5 miljoen. Dit was nou 'n klomp jare terug al, wat verskriklik baie geld was. Dagvaar hom vir $1,5 miljoen. Op die einde skik hulle hierdie hofsaak op $936. Hulle sê nee, goed, altyd wat ons hoef te betaal is $936. Vir 18 jaar lank, 936 weke, moes hy elke Vrydag 'n tjek van $1 vir hulle stuur om te kompenseer vir hulle dogter wat dood is. Want wat hierdie meisie se ouers wou gehad het, hulle wou gehad het, hy moet vir 18 jaar lank, so oud soos sy was, moet hy elke Vrydag hierdie tjek uitskryf en vir hulle stuur, en vir 18 jaar, 936 weke, elke Vrydag hierdie pyn voel wat hy in hulle lewe gebring het. Ons sal jou terugkry vir dit wat jy aan ons gedoen het. En daarom het hulle dit gedoen, 936 weke, 196 maande. Vriende, en die groot vraag is, as 136 maande verby is, as 968 weke verby is, dink jy dit gaan regtig die pyn wat is binne in jou het wegvat? Vat dit regtig die seer kry weg, omdat iemand anders vir 936 weke gelei het? Miskien sit jy vanoggend in 'n soortgelyke situasie. 'n Pa wat jou mishandel het of gemolesteer het, of 'n oom of 'n neefie wat jou gemolesteer het toe jy klein was. En jy sit met hierdie haatgevoel in jou. Na al hierdie jare, soos hierdie doringboompie, het die boompie al begin regop staan, maar hierdie merk sit daar. En jy voel ek wil nog steeds hierdie persoon terugkry, ek wil hom seermaak. 936 weke lank wil ek hom seermaak, sodat hy moet voel waardeur hy vir my gesit het. Ek gesels eendag 'n klomp jare terug met 'n vrou. Haar man het haar verlaat vir 'n ander vrou. Hy het haar en die kinders baie seer gemaak. Terwyl sy voor my sit en ek het hoop as sulke vrouens. Ek dink ons almal in die bediening het al hoop as sulke vrouens ontmoet wat deur daai situasie gaan het. En hierdie vrou kyk so vir my en sy byt so op haar tande en sy is kwaad vir hierdie man en ek kan dit verstaan en sy sê Dominee, ek sal hom terugkry. Ek sal hom kaal uittrek. Ek sal elke sent uit hom uitkry wat ek kan kry. Want ek is so kwaad vir hom oor wat hy aan ons gedoen het. Hy sal betaal vir dit wat hy aan my en my kinders gedoen het. En terwyl ek daar sit, dink ek, maar ek kan dit verstaan. Want hierdie persoon vir wie jy die liefste was, het uitgeloop op jou. Mens kan verstaan dat mens so voel. Iemand skryf en sê, kom ons veronderstel vir 'n oomblik, jou pa het jou gemolesteer en hy het jou seer gemaak, of dink aan enigiets wat iemand anders aan jou gedoen het, wat jou seer gemaak het. En jy besluit, jy gaan daai persoon terugkry vir dit wat hulle aan jou gedoen het. En op die einde besluit ons, daai persoon moet 100 houe met 'n sweep kry, word aan 'n paal vasgemaak, en ons gee vir almal hierso 'n sweep, en hy gaan 100 houe met 'n sweep kry. En as die 100 houe verby is daai seer wat ek hier in my ronddra nou weg, omdat iemand 100 houe gekry het? Ek gaan nog steeds dit saamdra. Ek gaan nog steeds nie tevrede wees met die straf wat iemand gekry het nie. In een van Max Lucado se boeke vertel hy 'n verskriklike mooi verhaaltjie. Hy sê dat hy hou op 'n stadium 'n mannebyeenkoms. Hy sê by hierdie mannebyeenkoms waar hy oor woede praat, kom daar 'n man na hom toe en hierdie man was in die tronk gewees op 'n stadium. En hy sê hierdie man vertel vir hom en hy sê vir hom wat hy agtergekom het toe hy in die tronk was, is dat die ou wat binne in die tronk is, het 'n gemakliker lewe as die wag wat hom moet oppas. Hy sê terwyl hy in die tronk sit, sien hy maar hierdie wag sit in 'n klein huisie van 1 meter by 2 meter. Die gevangene sit in 'n sel van 3 meter by 4 meter. Hierdie gevangene kan in sy sel rondloop. Hy sê hierdie wag kan nie rondloop nie, hy moet daar sit. Hy moet wag hou oor hierdie ou. Hy kan nie sy pos verlaat nie. Hy moet heelpad sit en kyk vir die gevangene dat hy nie ontsnap of iets nie. Hy kan nie slaap nie. Die gevangene kan lê en slaap. Hy kan nie slaap nie. Hy moet hom dophou.
En dan sê hy dat hy eintlik daar in die tronk besef, dat die ou binne in die sel is beter af as die ou wat hom oppas. En dan sê hierdie ou, dan sê hy, dis hoe vergifnis werk, en dis hoe die wrok werk. Ek word soos hierdie ou wat in hierdie hokkie voor hierdie sel sit, en ek pas hierdie ou op, dat hy nie uit hierdie sel uitkom nie, want hy moet gestraf word. Maar eintlik vir die res van my lewe sit ek in 'n klein hokkie van 1 meter by 2 meter. Kan nie lekker slaap nie, kan nie rondloop nie, ek kan nie lekker leef nie, want ek moet hierdie ou oppas dat hy gestraf word. Vriende, in die Bybel is daar 'n ontsaglike mooi verhaal, en dis die verhaal van Josef. So 'n aangrypende verhaal. Dis 'n lang stuk, daarom het ek dit nie gelees nie, Genesis 37 tot 50. En Josef se verhaal lyk naastenby so, as hy dit in 'n paar reeltjies moet opsom. Julle onthou die eerste aardsvader was Abraham, en toe sy seun Isak, en toe Jakob. Jakob het 12 seuns gehad, waarvan Josef een was, en dis die leiers van die 12 stamme later, Jakob se seuns. En hierdie een seun van hom, Josef, kom ons sê die tweede jongste seun, Josef was sy pa se gunsteling gewees. Sy pa was die liefste vir hom, sy pa het vir hom 'n bontjas gemaak. En hy moes van kleintyd af eintlik soos 'n koning lyk. Hy het so tussen sy boeties uitgestaan en alles, en hy het sommer net beter as hulle gelyk. En dan lees ons, Josef was 17 jaar oud gewees op daai stadium. En op 17 jaar begin hy al hierdie drome droom. En hy vertel vir sy boeties, hulle gaan voor hom buig en alles. En dan sal naderhand is daar massiewe spanning in hierdie huis tussen hierdie boeties. En die boeties kan hierdie jong boetie van hulle nie langer hanteer nie. En besluit, as ons hierdie ou in die hande kry, maak ons hom dood. Want hy irriteer die waks uit ons uit. En so gaan dit in hulle huis. En op 'n dag is die boeties besig om skape op te pas. En dan stuur Josef se pa Jakob hom en hy sê, vat vir hulle kos, dan gaan kuier 'n bietjie by jou boeties. Ja, lekker kosblikkies vir almal en energiekoeldrankie en alles. En op die einde van die dag as hy by sy boeties kom, is sy boeties glad nie opgewonde oor hom nie. As hy nog ver aankom, sê hulle, daar kom die dromer. Hy het seker weer 'n droom gehad. En dan vang hulle vir Josef. Ons weet hulle het sy klere geskeur, hulle het bloed daaraan gesmeer en vir hulle pa gevat. Hulle vat vir Josef, hulle gooi hom daarby doodaan in 'n diep gat, in 'n put, 'n donker put. En hulle wil hom doodmaak. En die oudste boetie Simeon of Reuben sê, nee, ons moet dit nie doen nie. En dan besluit hulle, as die handelaars verbykom, verkoop ons hom en maak ons nog 'n paar rand ook. So toe verkoop hulle boetie aan die handelaars, en die handelaars, die Midianitiese handelaars, vat hom Egipte toe. En daar in Egipte word hy as slaaf verkoop aan die Potifar, en moet hy in die Potifar se huis gaan werk. Het lyk asof dit bietjie wil beter gaan met Josef nou. En dan beskuldig die Potifar se vrou hom valslik, en sy sê, hy sukkel met haar. En dan aan die einde van die dag, dan word hy in die tronk gegooi vir die valse aanklag, want hy het nie naby Potifar se vrou gekom nie. Nou word hy in die tronk gegooi, en daar in die tronk lê hy die bakker en die skinker se drome uit, en dan vergeet hulle vir 2 jaar heeltemal van hom. En dan het die koning 'n droom, en as die koning 'n droom het, dan sê hulle, maar daar was 'n ou in die tronk gewees, wat hierdie drome kan uitlê. En dan laat hulle vir Josef, en hulle bring hom, sodat hy die droom van die koning kan uitlê. En dan lê hy die koning se droom uit, en die koning is so opgewonde, dat die koning sê, hierdie ou het goddelike wysheid. Ek stel hom aan as die onderkoning van Egipte. En dan lees ons dat 'n ruk later was daar hongersnood, en Josef se pa en sy boeties het soontoe gekom, en hulle daar kom bly. Josef het hulle daar laat bly, en as Josef 110 jaar oud is, lees ons in Genesis 50, dan sterf hy, en hy sien sy kinders en sy kleinkinders. Dis sy storie, né? Vriende, daar's 'n paar lesse in hierdie verhaal oor vergifnis, en ek wil dit graag vir julle uithaal. Die eerste een is dat vergifnis is nooit 'n maklike ding nie. Regte, egte vergifnis is nie 'n maklike ding van, ek vergewe jou. Vergifnis is 'n moeilike ding. Nou, Josef is as jong seun van 17 in hierdie put gegooi, sit dan in Genesis 37 vers 2. Hy's verkoop, sy hele jongmens lewe is daarmee heen. Hy het al die dinge uitgemis wat jong mense tussen 17 en 30 doen. Hy het die kans gemis om in sy eie huis, in sy eie ouerhuis groot te word. Hy's weg van sy ouers af, weg van sy boeties af, weg van sy bekende wêreld af. Hy's in 'n ander land, hy's 'n slaaf, hy werk vir iemand anders daar. Daar moes soveel emosies in Josef gewees het, wat in hom opgehoop het oor dit wat met hom gebeur het. En as ons hierdie verhaal lees, as sy boeties begin kom, en hy sien hulle, dan lees ons so dat hierdie emosies uit Josef uit begin kom. Genesis 42 vers 24, Josef het van hulle af weggegaan, en dan staan daar sy en gaan huil. Genesis 43 vers 29, toe bring hulle nou vir Benjamin,
Toe het Josef haastig pad gegee om een kant te gaan huil, want sy gemoed was vol oor sy broer. Josef is na sy kamer toe en hy daar gaan huil. Genesis 45, toe hy nou vir sy boeties wil sê, dit is hy, dan lees as hy wil vir hulle sê, dit is hy, dan staan daar so, hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. Hulle hoor tot daar, hoe huil hierdie ou. Dis jare en jare se seerkry wat hier opgebere is, wat skielik uitkom hier in Josef se storie. Dan lees ons in Genesis 45, toe Benjamin daar kom, en staan daar toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gehuil. Josef en al sy broer het hulle gesoen en het daar by hulle gestaan en gehuil. As jy Josef se verhaal lees, dan is dit net huil en huil en huil. Want is 13 jaar se seer wees, se pyn, se kwaad wees, wat nou uitkom. Vir 13 jaar het hy nie daar gepraat nie, en as hy hulle weer sien, dan kom al hierdie emosies uit. 'n Tweede ding wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat vergifnis vat tyd. Dit het jare vir Josef gevat om sy broers te vergewe. Baie keer wil ons soos die juffrou in die skool ook vir die 2 seuns wat beklei het, sê, skit gehande, maak vrede. Ek maak vrede, ek kwaad vir jou, weet daai. En dan dink ons, nou is alles uitgesorteer, né? Vriende, regte vergifnis vat baie tyd van 'n mens. Tot nou toe het Josef hierdie wrok van sy 10 agter hom gesit. Hy was 'n slaaf in Egipte. Hy het alles daar gedoen en daar in Egipte vir die Here gewerk en die Here het sy werk geseën. Hy het bevordering gekry en in die Potifar se huis gaan werk. Hy het 'n valse aanklag gekry en toe sy weer tronk toe. Later het hy weer bevordering in die tronk en daar staan dat hy het in die tronk het hy alles daar begin doen, dat die tronkbewaarder het nie meer werk gehad nie, staan daar so. Josef ransom met die tronk van binne af. Soos 'n paar ouens in ons land, né? Josef het die bakker en die skinker se drome uitgelê. Hy het die farao se drome uitgelê. Nou word hy onderkoning en dan gee die farao vir hom 'n kleed. Die kleed wat lank terug weggevat is, wat opgeskeer is, wat sy pa vir hom gegee het. Hierna al die jare word hy onderkoning en dan staan daar en die farao het vir hom 'n kleed omgehang en vir hom gegee. Genesis 41. En dit lyk eintlik of Josef julle okay is. Dit lyk asof hy nooit weer dink aan sy boeties en alles nie. Dit lyk asof hy uit nou 'n nuwe lewe, né? Maar dan lees ons hierdie versie. Daar staan toe sy eerste kind gebore is, het hy sy eerste kind Manasse genoem. Dit kom uit Genesis 41 uit. Hy noem sy kind Manasse en dan sê hy, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry en alles wat my familie my aangedoen het. Sy eerste kind gebore word en sê ons noem hierdie kind Manasse. Want Manasse sal my help om te onthou dat daai stuk lewe van wat ek gehad het saam met my boeties, my pa, verby is. Daai seer kry, daai verwerping, daai in die put gooi, daai verkoop, daai lieg vir pappa, dis nou verby. Het lyk asof Josef uitgesorteer is, hy het dit agter hom gesit, tot op daai dag, wat sy boeties sal aankom, en hier voor hom staan sy eie boeties. En daai dag as sy boeties hier voor hom staan, dan sit asof hierdie sluise breek, is asof vir Josef iets losgaan, asof 13 jaar se pyn en seer kry en kwaad en so goed is net wil uitstroom uit hom uit. En dan vergeef Josef sy broers, terwyl hulle hier voor hom staan, na alles wat hy, al die heilgedeeltes, dan staan daar so, daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur, voor sy dood het u vader u beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het te vergewe. Hulle het vir hom 'n boodskap gestuur dat sê hulle pa vra dit. Vergeef ons tog nou ons misdaad, vra hulle vir Josef. Ons dien ook God, die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle hom laat weet het. En nou antwoord hy en hy sê, moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Vriende, wat 'n wonderwerk in hierdie gedeelte. Dat as sy boeties hier voor hom staan en hy die tweede grootste mag in Egipte. Hy het so baie mag as die onderkoning, dat hy enigiets aan hierdie ouens kan doen. Dat hy by einde vir hulle sê, ek vergewe julle. Ek sien God se hand selfs agter dit wat julle gedoen het. 'n Vriendin van ons het 'n klomp jare gelede, hulle seentjie sou skool toe gegaan het Januarie maand. Daai Desember is die seentjie reg voor die huis deur 'n kar raak gery, toe het gery. En dit was hofsaake en hofsaake en hofsaake, jare. Dit het vir haar ongeveer 10 jaar gevat om haar proses van vergifnis af te handel. Sy het dit gedoen toe al die hofsaake verby is, dat dit uitgekom wat sy sê, ek voel ek kan weer aangaan. Ek sien weer kans van hom.
En vergifnis beteken nie ek moet vriende maak met iemand nie. Vergifnis beteken nie ons moet nou begin saam braai of iets nie. Vergifnis beteken doodgewoon om die skuld om nie meer teen iemand te hou nie, maar om dit vir die Here te gee en nie teen 'n persoon te hou nie. 'n Derde ding wat vir my uitstaan in hierdie verhaal is dis makliker om te vergewe as jy nie meer in die put sit nie. Ek dink dit was onmoontlik vir Josef om sy boeties te vergewe toe hy daar in 'n put en dood aan sit. Ek dink dit is baie moeilik om iemand te vergewe terwyl hulle nog besig is om slegte goeders aan jou te doen. En daarom vertel hierdie verhaal vir ons dat dit eintlik baie jare later is wat hy reg kry om sy boeties te vergewe. Toe hy self veilig was, toe hy self op 'n goeie plek in sy lewe was, toe sy eie waarde herstel was. Een van die mense wat meer van hierdie goeters weet, skryf en hulle sê dis onmoontlik om iemand te vergewe terwyl jy self nog in daai diep donker gat sit. En baie keer is ons as Christene baie skuldig aan dat ons baie gou wil hê iemand sit nog in hierdie gat, hy het seer gekry en ons wil hê hy moet nou vergewe, nou vryspreek. Ons het tyd nodig om dit te doen. Mense het tyd nodig om dit te doen. Baie keer moet daai ou eers uit 'n diep donker gat uitkom en sy self-esteem, sy eie waarde moet opgebou word. Hy moet self weer by 'n beter plek in sy lewe kom voordat hy eintlik kan sê, weet jy, ek is nou gereed om te laat gaan en vry te spreek en jou los te laat. Ek lees die verhaal van 'n vrou wat vir 18 jaar getroud was en toe het haar man vir haar en die 4 kinders alleen gelos. Sy was bitter kwaad vir hom. Daar was soveel aggressie in haar hart oor dit wat haar man gedoen het aan hulle. En sy sê dat vir die volgende 10 jaar het sy gesukkel om kop bo water te hou, gesukkel om vir die kinders te sorg. En sy was net kwaad vir die man wat haar so in die steek gelaat het. En soos dat sy 'n beter werk gekry het en haarself beter gekwalifiseer het en op die einde weer beheer kon kry oor die situasie, het dit vir haar makliker geword om te laat gaan. En het daar 'n dag aangebreek wat sy kon gesê het, maar ek het hom vergewe. Hy is nou nie meer deel van my lewe nie, ek lê nie meer nagte wakker oor hom nie, ek het dit vir die Here gegee. Hulle gebruik die beeld van 'n koolstoof. Hulle sê dat hierdie emosies binne in 'n ou soos 'n koolstoof. My ouma het 'n koolstoof van Carolina gehad en daai koolstoof bly lank warm. En as jy per ongeluk aan hom vat, dan brand hy jou want hier binne kook dit eintlik nog. Dit vat lank vir daai kole om af te koel. En so is dit hier binne in ons baie keer. Daar's nog kole wat gloei. Daar's kole wat nog moet koud word. Dis makliker om te vergewe as daar by iemand berou en verandering is. Vriende, dis makliker om iemand te vergewe wat na jou toe kom en sê, hy is jammer, hy het dit gedoen. En ek dink dis waarom Josef sy boeties wou getoets het. Dis waarom hy die geld terugsit in hulle sakke, dis waarom hy die beker terugsit in Benjamin se sak. Hy wil hulle toets. Hy wil kyk is hulle regtig lief vir hulle pa. Hy wil kyk, is hulle regtig lief vir die ander boetie wat net so voorgetrek word, of gaan hulle hom ook nou maar onder die bus ingooi. En daarom is hy besig om hulle te toets. Hy is ook besig om te kyk of hulle eerlik is oor die feit dat hulle nog 'n boetie gehad het wat dood is. En so toets hy hulle, en is hy besig om te hoor. En dan op 'n stadium staan hulle en praat met mekaar in Hebreëus, en hulle weet nie hy kan Hebreëus praat nie, want hy's mos nou 'n Egiptenaar. So hy hoor alles wat hulle sê, en op die einde hoor hy hoe hulle vir mekaar sê, hierdie dinge wat nou met ons gebeur met ons, omdat die Here vir ons wil straf oor dit wat ons lank terug aan ons boetie gedoen het. En as hy dit hoor, dan besef hy daar in hierdie boeties van hom het daar iets gebeur, daar het 'n verandering gekom. Hulle is nie meer dieselfde boeties van klomp jare terug nie. En ek dink dit help vir Josef om hulle vry te spreek. Die moeilikste vergifnis is daai mense wat nooit kom jammer sê nie. Daai mens wat jou seer gemaak het, maar hy gaan nooit kom en sê, weet jy, ek is jammer nie. Dis moeilik om dit te vergewe. Dis wat Jesus vir ons kom wys het, dat hy daai soldate wat besig is om die klere te verdeel, dat hy sê hy vergewe hulle, en eintlik vir ons sê, hoe moeilik ook al, jy moet dit doen, jy mag nie ophou om dit te doen nie. Ek lees die verhaaltjie van 'n dominee wat vertel van sy ouers wat geskei het, en hoe dat sy pa weggegaan het, en sy pa het naderhand al die kontak met hulle gebreek, en sy pa het self sy van laat verander, sodat hy nie dieselfde van het as sy gewese vrou en kinders nie. En op 'n stadium het hierdie pa vir sy kinders gesê, ek wil niks met julle te doen hê nie, moet my nie kontak nie, julle is nie eens my kinders nie. En dan vertel hierdie dominee hoe dat hy met hierdie kole binne in sy koolstoof loop vir soveel jare, totdat hy op 'n punt hoor sy pa is oorlede. En hy sê hy wou so graag dit met sy pa uitgepraat het. En hy hoor sy pa is oorlede, sy pa sal nooit vir hom kan kom jammer sê nie.
Hy sê, en hy het vir die Here gevra, Here help my om 'n pad van vergifnis te loop. Here help my sodat ek vir hierdie pa van my, vir wie ek nie kan jammer sê nie en hy kan nie vir my jammer sê nie, help vir my om hom te vergeef vir dit wat hy verkeerd gedoen het aan ons as gesin. En hy sê dit was 'n pad van 2 jaar, 2 moeilike jare, totdat hy by die punt gekom het om te besef die kole en die koolstoof is nou dood. Hy het vrede in sy hart, sy lewe kan aangaan, hy het vry geword. Iemand skryf vir Max Lucado en hy sê vir Max Lucado en hy sê, baie dankie dat jy oor vergifnis gepraat het by die Promise Keepers seminar in New York op die 7de en die 8ste Junie. Ek was daar. Ek wil net hê, jy moet weet, ek het huis toe gegaan en met my vrou gepraat oor die dinge wat handel oor vergifnis. Dit was die beste 2 weke van ons lewe. Want sien, sy is op 24 Junie huis toe geneem om by die Here te wees, geheel en al vergewe. Dis hoe wonderlik sy liefde vir ons is. So baie, baie dankie. Vriende, daar kom 'n verandering in 'n huis, as pappas en mammas en kinders mekaar vryspreek. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagtes, en die eerste een is dat Charlie Kirk se vrou Erika het nou onlangs by die begrafnis van Charlie Kirk, wat so geweldige 100 miljoen streams en almal wat bywoon en TV kyk en alles, soveel mense oor die wêreld wat kyk, het sy daarvoor gestaan, ek weet nie hoe sy dit reg gekry nie, en sy sê, I forgive him because it was what Christ did, and it is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Love of our enemies and love for those who persecute us. Dink julle toe daai dag toe sy so by die kateder staan, met die duisende mense voor haar, en sy sê, I forgive that man. Dink julle sy het reg gekry om hom te vergewe? Dink julle die vergifnis is afgehandel? Nee. Daar lê 'n lang, moeilike pad voor, is hofsaake. Dis elke keer as jy jou kinders alleen sien groot word, as jy van voor af kwaad. Elke keer wanneer jy hierdie onreg sien in die samelewing en wanneer jy dit met ander ook sien gebeur, as jy van voor af kwaad. Hierdie woede en hierdie aggressie gaan nog vir jare in haar wees. Maar wat doen sy as sy daar staan? Sy sê, waar ek nou staan, maak ek ten minste die keuse om die pad van vergifnis te loop. Weet nie hoe gaan ek al kom nie, weet nie hoe gaan ek dit reg kry nie. Weet dis 'n moeilike tyd. Maar ek kies die pad van vergifnis. Ek kies nie die pad van haat nie. Vriende, en dis eintlik al wat mens direk kan doen, en dis wat sy gedoen het. Ek kies om te vergeef. Ek weet nie hoe gaan ek dit reg kry nie, maar ek kies vandag om te vergeef. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel aan die kruis. Terwyl hulle stry oor sy klere, terwyl hulle besig was om hom te kruisig, sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou kom die een skrywer na die ander in die Nuwe Testament en sê, julle moet mekaar vergeef. Julle moet mekaar vryspreek. Julle moet doen wat Jesus gedoen het. Gaan dit maklik wees? Nee. Kan ek dit vinnig doen? Nee. Kan ek dit doen? Ja, ek kan, want Jesus leef in my. Ek kan vandag kies om 'n pad van vergifnis te loop. Die gedig sê vergewe en vergeet, dis nie waar nie. Dis nie waar dat mens ooit gaan vergeet wat iemand aan jou gedoen het nie. Dit kom nêrens uit die Bybel uit nie, dis nie 'n teks uit die Bybel uit nie. Die Bybel sê dit glad nie. Die Bybel praat nie van vergewe en vergeet nie. Die Bybel sê vergeef. En outomaties gaan ek nog die dinge onthou wat iemand gedoen het, maar ek gaan nie meer probeer om met die skaal te balanseer nie. Ek gaan nie meer probeer om daai persoon so terug te kry tot dit lyk of die skaaltjie darm gelyk hang en hy teruggekry het wat hy moes kry nie. Hoe kan die meisie wat verkrag is ooit haar verkragter se gesig vergeet? Hoe kan sy ooit vergeet dat sy verkrag is? Sy kan tog nie. Hoe kan 'n kind wat gemolesteer is en later in hulle huwelik nog sukkel met kommunikasieprobleme en seksuele probleme, hoe kan hulle dit ooit vergeet? Nee, hulle kan dit nie vergeet nie. Baie van ons sit ook vandag hier met merke en letsels. Dis so 'n operasie, jy kry 'n operasie en hulle haal die kwaad uit en hulle maak die wond mooi toe. Maar daar bly 'n merk op die wond. Daai merk gaan nooit weg nie.
Op baie van ons se lewens sit daar 'n merk van egskeiding, van slegte behandeling, van vernedering voor ander mense, van misbruik. Ons elkeen sit vandag hier met een of ander ossewa wat iewers langs die pad deur ons gery het. En die Here vra van ons om te vergewe. En jare later sal daar nog steeds 'n letsel wees, jare later sal die merk daar wees. Maar die gloeiende kole sal nie meer daar wees nie. Ons staan vandag hier voor die Here wat gesterf het en opgestaan het. Sy hande en sy rug is vol merke. Sy sy het merke. Dis die prys wat mens betaal. En hy staan eintlik voor ons en hy sê dat kyk na my merke. En maak vrede met jou merke. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Kies vandag om te laat gaan. Kies vandag om te doen wat Jesus en Stefanus en Erika Kirk gedoen het. Kies vandag om die pad van vergifnis te loop, ongeag hoe moeilik dit gaan wees. Vertrou op God om jou te help om hierdie pad te loop. Glo dat hy vir jou die krag sal gee om dit te doen. Hou op wag staan voor die tronksel. Jy is die een wat in die klein selletjie is. To err is human, to forgive is divine. 70 maal 7. As julle nie die mense hulle oortredinge vergewe nie, sal my Vader ook nie vir julle vergewe nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag in u woord sommer kan delf in Josef se storie. Dankie dat ons so baie lesse leer, daar's so baie vir elkeen van ons. Here, vandag gaan ons harte uit na elkeen wat sukkel met vergifnis. Elkeen wat langs die pad baie seer gekry het. Here, elkeen wat groot letsels het of selfs nog groot wonde op hierdie oomblik het. Ons sal vra, Here, gee u vir ons die vermoë om te vergewe, om vry te spreek, om los te laat, om te laat gaan. As daar iemand is wat vandag sukkel daarmee, as daar iemand is wat sê, my lewe is swaar, is hel, ek sukkel, dan wil ons vandag vir hom of haar vir u gee en vra, Here, raak u vir hom of haar aan en blus u hierdie gloeiende kole. Kom maak u vir hom of haar vry. Help ons om mense te vergewe soos wat u net nou vanoggend vir elkeen van ons vergewe het. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit met 'n lied waarmee ons vra, Here, laat u vrede deur my vloei. Franciscus het dit gebid, daai mooi gebed, né? Ons vra dat die Here se vrede deur ons gaan, dat ons vergeef, dat ons sag is, dat ons nie wraak neem nie en dat ons so sy liefde sal uitleef in hierdie wêreld van hom. Kom ons staan vir hierdie lied.
Vriende, baie dankie vir elkeen van julle wat vandag kom saam kuier het en mag dit 'n regseënde week wees vir elkeen en mag ons regtig mense wees wat met die Here se genade reg kry om mense te vergewe. Kyk wat sê dit daar, vergewe mekaar. As ons klaar die seën uitgespreek het, nooi ons vir julle as heerlike koffie en tee. Die kaartjies van Piet Smit is ook beskikbaar daar, baie welkom. Ons gaan afsluit met 'n seëngebed. Kom ons sluit die oë. Here, hier waar ons vandag voor U staan, kom vra ons dat U vir ons sal help om te gaan vergewe en om vry te spreek. As ons mense vryspreek, spreek U vir ons vry. Geef ons die krag daarvoor in Jesus se naam. Amen.